Welkom met nog een episode van Kom ons praat met MND. Yes, Soos jy al weet, ek is Manny, aan my regterkant het ek vir De Novan Koester, of Mr. Koester, however you want to call it, is ek hy. as hy en ons verwelkom julle op die episode. Vandag se topic gaan oor iets wat ons uitgevind het wat bietjie interessant is. Ons het uitgevind dat 'n video viral gegaan as ek dit reg het 100%. rondom PE, die crime rate wat die hoogste is in Suid-Afrika. Nou, ek persoonlik glo nie is die waarheid nie, maar ek weet vir 'n feit dat ons het 'n groot probleem as dit kom by crime in PE of actually in Suid-Afrika. Sien. So vandag gaan ons praat oor hoe kan ons maak as arts en culture, hoe gaan ons bo kan dit kan styg om te sê dat kyk, die crime is wel daar, maar ons het die talent, ons het die artists, ons het die talent om bo oor dit te kan kom. Want op die oomblik weet ons dat baie van die manne, hulle gaan ons nou besig wees met die drugs en al, ek kom jammer om nou stryd te noem, met die drugs en so aan. So, dit kan een van die redes wees, hoekom jy ouens val in die game van gangsterism en so aan, en nie, hulle talent daar buite kan sit nie. Van baie van die manne het die talent, hulle kan sing, hulle kan rap, hulle kan whatever doen. Jy kan sportmanne ook kry wat mos nou val onder die gangsterism of onder die drugs en so aan. So vandag is hy ons topic. So ek gaan die vloer oopmaak en hom skoon oopmaak en ek gaan vir die Novan Koester die vloer gee. Ek gaan hy hom gedagte neersit rondom wat hy dink ons as artists kan doen om bo oor die gangsterism en die crime en alle klomp dinge te kom in Port Elizabeth. Dankie Koester. Yes, just hy was nou 'n vloerlegger. Lyk na my brille, Sien dis gou brillifiseer van die dag. Maar daai is 'n baie interessante topic om oor te gesels because daai video het ek eintlik vir hom gestuur en vir hom gesê bra kykie. Like daar kom dit is een van die grootste nuusplatforms in Suid-Afrika wat die soorte getalle versprei wat sê dat Port Elizabeth is een van die hoogste crime rate in Suid-Afrika en ons wat hier bly van Port Elizabeth, Klerberg, however julle hom ken, weet dat dit is nie so nie. Die crime is baie hier is weet maar ons weet dit is nie so nie. Nou die vraag wat hy op neer wil kom is, hoe kan ons as content creators, as singers, dansers, event organizers, ouens wat studios own, hoe kan ons dan die verskil maak om bo kan die moet te styg, verstaan jy? En ek dink ons het some sort of responsibility, ons wat wel die platforms het, die studios het, die whatever het, die beats het of whatever, om bo kan die te styg, because ek weet persoonlik en ek ken persoonlik van baie manne, veral in sport, wat talentvol is. Ek persoonlik kom van Gelsdale, Port Elizabeth af, en daar is manne wat kan sokker speel. Daar is manne wat kan sokker speel, jou Denkleids kom af van af, El Rio van Heerden kom daar van af, en as manne wat soortgelyke talente het, wat daarin bly, maar omdat die opportunities nie daar is, omdat ons as content creators nie vir die ons shoutouts gee nie, omdat ons die ons nie wil help opblaas nie, voel die ons nie dat die gap is hier, ons het in laaste video gepraat van die gap, so hulle voel hoe die gap is hier, so dis wat maak dat die ons val, so ons het 'n verantwoordelikheid om ons platforms te deel, en dis hoekom ons dan die podcast gestig het, om ons platforms te deel. Kyk, ons het nie baie followers nog nie, ons begin maar nou recently, but sodra die followers begin inkom, sodra julle ons begin support, gaan ons nie die vir onsself wou nie, ons gaan nie gatekeep nie, ons glo nie in gatekeep nie, ons glo nie in gatekeep nie, ons gaan die platform vat, nooi die ouens, sit die ouens hier neer, sodat julle dit kan sien, julle wat ons follow, julle wat comment, julle wat like kan sien, dat ek hier neer, die bra het talent, en sodoende, gaan bijvoorbeeld, die Pirates Academy, gaan hom sien, kyk hier, die man kom aan dieselfde plek as El Rio van Heerden, kom ons kyk wat het hy, you understand, so, daai is my gedagte rondom, laat ons die gatekeep, laat ons as content creators, as ons as artists, as ons as mense, nie gatekeep, because, as ons niks aan het gaan doen, met die ouens wat die true talent het, dan gaan, dit te vergeef, so dan gaan hy ons talents to waste gaan, verstaan, so ek weet nie, wat is jou gedagte rondom dit? Kyk, as ons kyk aan dit nie, baie van die manne raak groot in areas wat gangsterism heavy is, sien.
hy het nou 'n voorbeeld gemaak van die sportmanne wat in Gavendale kom. En mense wat in PE bly weet Gavendale is 'n baie gevaarlike plek. Sien, die manne worry nie of dit nou jou ma is of jou pa is of jou dogter wat in die straat loop nie. As hulle voel hulle wil 'n dag 'n bietjie skiet, dan gaan hulle skiet. Sien, as jou kind in die pad is, sê was in die pad, sorry ja, sê is sorry ja. Sien, en dit is iets wat ons moet verander. Sien, ek wil nie altyd dit noem dat dit is die colored gemeenskap nie, but to be honest, dit is die colored gemeenskap. As ons so na dit kyk, ja. As ons so na dit kyk. Ek weet dat baie areas het hulle perks van miskien 'n area wat daar inbrake is. Dan is daar 'n area waar daar miskien gunskietery is of messtekery is, but soos ons mos nou weet, die colored areas het alles. Ons het al die perks. Ons het die hijacking, ons het al die klomp dinge. Sien jy? En obviously wil ons hy goed te verander. Sien, want ons kan nie net praat van PE en Joburg en allerlei klomp ander plekke wat in Suid-Afrika is. En ons het so 'n great community. Ons het 'n great community, familie. Ons het 'n great community. Ek het net ook genoem by Koester dat jy weet, ek gaan miskien van die topic af gaan dat die bokke gaan 'n game kom speel binne in PE in die jaar. Dink is July man. June maand, ja. June of July man. Definitief gaan kyk. Wat hulle gaan kom, ek is nog nie 'n springbok nie. Hy's 'n springbok. Dis 'n All Black familie. So jy gaan, maar ek sal gaan vir die vibe. Sien, ek sal gaan vir die vibe. Sien, but as mense van buitekant af kom, soos ons noem die springbok, as hulle nou gaan kom, dan hulle gaan nie in 'n area kom bly waar crime is nie. Kyk, hulle gaan mos op die Paxton Hotel of die fancy hotelle. Hulle gaan mos nou waar is. So die lig gaan altyd daar wees op die mooi plekke van PE. En PE is 'n mooi plek, mense. Nie net die plekke, die culture ook. Die mense wie ons is, hoe ons lewe met mekaar. Sien, ons is mooi mense. Sien, but ons laat die sign weggaan van dit af met die verkeerde dinge wat ons doen met ons crime en allerlei klomp dinge. So ek dink dat ons gemeenskap moet, ek weet vir 'n feit dat ons moet saam staan. Sien, want obviously die colored gemeenskap, ek wil dit nie altyd noem die colored gemeenskap nie, maar dit is wat dit is. Ek kan dit nie otherwise noem nie. Dit is wat dit is. Ons as die colored gemeenskap, ons moet begin saam staan. Sien, want as ons kyk na die African gemeenskap, as daar crime is in hulle areas, hulle het 'n great way om met dit te deel. Ja. Sien, ons weet, ek gaan dit nie noem, julle weet dit. Ons weet wat gebeur. Ek wil nie te diep in dit gaan nie. Pak maar diary. Ons Wie petrolie. Ons weet wat daar aangaan. En niemand gaan tronkstraf kry nie, want ons almal weet, die man het lang vingers so. Hy moet hom tyd self, sien jy. So ek dink dit is belangrik. Ons as Coloureds, ons moet saam kan staan om te sê dat kyk, ons wil ons artists mos nou obviously uitbring. As ons kyk na, ek gaan dit anoem, die Katties, Medusa hulle, en jou Juniors, jou hulle, wat mos nou van P is. En hulle het hulle self uit die omstandighede gekry. Hulle bees van Bloemendal is nie 'n plek waar jy kan loop met rose is. Bloemendal is 'n gevaarlike plek. Is 'n gevaarlike plek. Al die jare al. Sien, en hy het dit uitgemaak met Bloemendal uit. As ek kyk vir Kattie, ek is seker waar ons was. Ek dink Kattie is 36 klein skool hulle saam ja, rond. Ja. Oh man, as jy maar wat 36 is nog worse. Ek dink Kattie as jy op die video kom reg nie kom rond. Maar dat kan waarvan af hier is of. Los in die comments as jy weet waarvan af is Kattie. Sien, but ons weet P is 'n difficult plek om groot te raak. Sien, en ons moet nou dink aan die next generation. Ja. Sien, ons moet dink aan die next generation om dit mos makliker te maak vir hulle om obviously mos nou te loop in die strate en soos ons so sien die Katties en die Juniors en die mense, hulle skiet hulle musiekvideo's, hulle doen dit in die strate en so aan, want ons wil die ghetto mos nou wys vir die mense. Ons wil nie ons musiekvideo's skiet in die Summerstreens en in die mooi plekke. Kom ghetto toe. Missenwyl, die gaat. Ja, dis mos so die gaat. Kom na die plekke toe. Ons skiet dit in die ghetto in. Sien. En die tweede vraag wat ek wil vra vir Koester. As ons nou praat van die crime, hoe ons artists daarbo gaan kom. Hoe gaan ons deel met die crime? Want op die einde van die dag, jy kry die artists wat homself moet deurbreek uit die crime. Sien wat mos nou in sekere plekke is. Hoe gaan ons as die artists dan nou deel met die crime? Sien, want obviously ons wil ons content na buite kry. Ek en jy evens wat het groot geraak in verskillende plekke, mos nog Gavendale, wat jy genoem het. En as jy ander plek Jacksonville, ek is van Missionville,
Sien, so ons het ons perks en ons goedjies wat ons nog binne kan in die areas aangaan. Nou, hoe gaan ons onsself dan nou uit daai situasie uitkry? Kyk, daai is 'n baie interessante vraag en baie interessante punte wat jy nou aangenoem het. Wat ons kan doen, kyk, die crime gaan nooit regtig weggaan nie. Let us be real. Die crime gaan nooit regtig uit weggaan nie. Verstaan jy? Maar wat ek dink ons kan doen is, especially wanneer dit kom by ons areas, kyk, ons channel fokus op hoe kan ons Port Elizabeth se areas uplift. So as die man praat van areas, praat ons van Port Elizabeth se areas. Verstaan jy? Areas in Quebec, hoe gaan ons hulle uplift? Hoe gaan ons hulle verby die obstacles kan vat van gangsterisme en die goede wat gebeur? Hoe gaan ons hulle laat die negativity uitblok? You understand? Hoe kan ons vir hulle wys, hoor jy my neef, my niggie, sien jy, is die lig, fokus op hy lig. Hoe gaan ons hulle kry? En dis wat ek nou voorheen genoem het, deur ons platform te kan deel. En elke een wat 'n platform soos die het, kan dan ook dieselfde doen. So dis hoekom ons 'n beroep altyd doen. In die vorige video sal jy altyd hoor, ons doen altyd 'n beroep op elke content creator, TikToker, die YouTube vlogger of whatever. As jy sien dat daar talented mense in jou area, bring daai persoon. Ek sê nie daai persoon moet heel dag hier saam met jou werk en jy moet jou skoon jou geld letterlik deel saam met die persoon nie. Dis wat ons sê nie. Bring daai persoon. Soos ons laas gesê het, wat ons gaan doen is 30-second video's aan die einde van ons video sit van hoe 'n persoon perform, sing, dans, rugby speel, sodat mense kan sien, hoorie, maar daar is nog 'n persoon daar en ons het hy persoon gesien daar. Verstaan jy, sodat hy persoon ook 'n opportunities kan kry. Verstaan jy? Hier waar ons is in die kant gedeelte van die Port Elizabeth, die noordelike areas. Daar is baie scouters en sulke goede wat hier uitkom om ons raw talent te kom na kyk. Let us be real. As jy weet van baie scouters wat hier uitkom, steek maar jou hand in die lug op en sê maar ons weet. Daar is baie scouters en mense wat opportunities gee nie. So wat ons moet doen is, hoe ons hy mense uit gaan vat, is deel ons platforms wat ons het. Nie net ek en hy as nuwe content creators, maar anders ook wat groter name het. Maar bijvoorbeeld, soos wat Junior gedoen het met Karel. Hulle het beef gehad, maar Junior het gesien dat, kyk jy hoorie nee, die beef kan dan nie nog wees as ons try om Port Elizabeth te bou nie. En Karel het ook tot by sy sens gekom om te kan check, okay nee, kyk jy, ons kan nie mekaar afbreek, maar as niks opportunities hier nie, so ons moet onder mekaar help, en dan het by mekaar gekom, en as ek praat onder correctie, ek dink as is 'n possible collab op Pada, en die is wat ons moet doen. So Junior vat nou sy platform van 3.something million followers op TikTok, so hy vat sy platform, en hy deel het saam Karel. Kyk guys, SAAN, Saan, een van die greatest upcoming ouens. Ek volg Saan se carrière sinds ek nog in Galvin gebly het, sinds Saan nog aan Galvin rondgedwaal. Ek weet nie die gebly aan nie, maar ek het hom baie gesien aan. Selfs wat hy doen. Verstaan, Saan is een van die warmste up-and-coming in Port Elizabeth. Wat maak hy? Hy vat vir Saan, sit Saan op 'n stage. Verstaan jy? Hy deel Saan se video's. Verstaan jy? Is al wat ons vra van elke ene wat die is. En so gaan ons sodoende dan onze artists, onze sokkerspelers, onze rugbyspelers, onze kunstenaars, because believe me not, die is mense wat talentvol kan teken, like ons al twee ken 'n persoon baie persoonlik wat baie goed kan portraits teken, like hy man sal ons seker teken soos ons hier sit. En dis wel ek weet presies wat jy weet. Like shout out to Neswell. Ek weet presies van wie praat. Like ons ken sulke persone ook. So wat ons dan ook gaan doen is, ons gaan ons so views wat ons maar nog besig is om te kry, gaan ons hy man kry en sê Neswell, hier's 'n piek van ons. Ons vat byvoorbeeld 'n screenshot van die wat nou hier sê Neswell, teken vir ons. Teken letterlik vir ons, nie vir ons nie, maar vir ons, like ons gesigte. En bring dit dan gaan julle sien. So daai 30 second wat ons hom gaan gee om sy tekening te wys van hoe ons geteken het en te explain wat sy proses is, gaan julle ook en sien en gaan sodoende mense van ander plekke om kan reach en sien, net die ek maak 'n getekende portret, ons maak nie altyd 'n foto nie, dan kan julle van Neswell kontak ons. Teken hom, verstaan jy, en sodoende gaan ons dan onze artists, onze talented mense, onze mense van talent uit die crime, uit die drugs uit kan haal en hulle ook dan op 'n level sit waar hulle gerecognized kan word. En dit is wat ons wil doen met die platform wat ons nou gestig het. Ja, op die einde van die dag, Koester, weet ons, soos jy genoem het aan die begin van jou lang storie wat jy nou gegooi het. En jy gesê dat ons weet van 'n feit, dit crime gaan nie eindig nie. It's not gonna go away. Dit gaan nie weggaan nie. Sien, so dit kan ons verstaan. Ons weet dit in baie van die areas en meeste van die areas. Ons is gebore in crime en ons gaan doodgaan in crime. Sien.
especially in areas wat ons mos nou amper noem as die ghetto. Ja. Sien. So dat gaan nie verander nie. Sien. Jy gaan 'n plek kry wat miskien die crime gaan bietjie minder raak en dan gaan dit miskien na 'n ander area bietjie meer raak, but it's not gonna go away. Sien jy, so ek dink is belangrik vir ons as artists om nie te kyk na hy goed nie. Ek noem dit ons as artists want ek myself en die Louwen saam met dit van ons is ook artists. Sien op die einde van die dag van ons create content op die einde van die dag. So ons moet kyk na allerlei dinge om te sê dat ons weet die crime is but ons kyk verby dit. Ons kyk verby dit. Want as jy in jou area is, in jou area wherever jy bly, in jou area, is jou area nie gevaarlik volgens jou nie. Dit is nie gevaarlik, jy sê. Maar as jy nou vir my gaan sê, kom bietjie Bloemendal toe en ek sê nee bro, nie Bloemendal nie. Nee, god, ek gaan nie gaan nie. Sien. Maar ek is nou van Missionville. Sien, mense gaan vir my sê nee, Missionville is gevaarlik. Missionville is nie gevaarlik volgens my nie. Want ek bly in Missionville. Laat trabisere af. So, as ons net hy gemeenskap met mekaar kan net om te sê nee man, jy kom promote my plek en ek promote jou plek en so aan. Dit is wat ons moet doen van al die artists bly in verskillende van plekke. As ons kyk na Nesville soos hy nou genoem het, as van Jacksonville mos net. Van Jacksonville. As ons kyk na die ander dansers wat jy genoem het om vorige video as van Galvin. Sien jy en so aan. So al die artists is van verskillende plekke. Sien, wat ons kom verby dit. Ons kan verby die crime kom van ons kan dan hier kom en 'n content create vir julle. So ons kom verby die crime. Ja. As ons kyk na Johnny hulle, Medusa hulle, na Cathy hulle, Jimmy, hulle het verby die crime gekom saam hulle. Hulle kom verby die crime van hulle kan iets create vir ons en ons kan relate op dit. Sien jy? As ons kyk daaraan, sien ek is nog nie, ek gaan eerlik wees met julle, ek is nie much into PE hip-hop nie. Sien, maar ek moet begin into PE hip-hop raak. Want ek het nou 'n paar songs geluister na San en lyric wise hy's great. Hy's great. Hy spoeg mooi. Ek hou van die hoe hy spoeg. Ek weet nie praat hy soos hy rappie. Sien jy, dit different hoe van hoe hy rap. Ek weet nie praat hy soos hy nie. Sien, as hy so praat is evens nog beter. Sien van hy's intelligent, maar jy kan hoor as intelligensie ja. Sien, is nie net 'n ding van ek skryf net 'n baan, ek spit dit nie. Sien, hy's intelligent, jy kan dit hoor en hy remind my bietjie baie aan Jimmy. Hy remind my baie aan Jimmy. Hy praat van die intelligente kant. Ja, die gevaarlike woord wat jy gaan laat sit en dink. En hy baie my dit as ek moet 'n song hoor van San en Jimmy hier dan raak ek seker mal. Ja, glo as hy se feature in die future. Want ek sal hy feature love. Sien jy? Maar op die einde van die dag wat ek wil bykom is dat ons kom verby die crime. Ons het verby die crime beweeg omdat ons weet dat ons geen dat die crime ons terughou nie. Van ons het dan die talent om bo kan die crime te kom. Sien. Ek weet jy nog enigiets anders wat jy wil mense? Nee, net die laaste punt is soos ek gesê het mense en ek wil hê dat ons moet altyd klem op dit lê mee dat ons nie die stig vir wat nie. Ons stig die om die vloer te deel saam met ander mense. Ja. Jy understand om die vloer te deel saam met ander talented ons dat hy ons kom en hulle doen hulle ding. Verstaan jy? Ons gee vir hulle die 30 seconds na die tyd, ons gee vir hulle uit. So kom ons praat met MND is solely create om artists die platform te gee veral die jongens in PE. Ja. Verstaan jy? En voor ons afleid guys, stay tuned, ons het baie interessante nuus wat ons met julle wil deel. Baie interessante familie. Dit gaan lelik raak. Stay tuned, dit is baie groot goede. Like ek weet ons het maar nou die ander dag begin, maar ons het al grootskaalse moves gemaak. So mense, follow, like, subscribe op Facebook. Comment daar, al comment jy kyk, daar jong. Ja, sê ja, my brille liking aan joh. Al comment jy wat, enige ding, los hulle comments. Los die comments daar. Familie, ons is uit.